Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade en vrede vir elkeen van julle. Amen. Ek gaan nou iets sê waarvoor julle al so moeg is om dit te hoor, want dit is so belangrik. As ek Bybel lees, dan kies ek 'n gedeeltetjie, ek het 'n dagboek of wat ek wil lees, 'n stukkie van die Bybel. Destyds het dit so gewerk, hulle het bymekaar gekom en hulle het 'n brief gevat van Paulus en hulle het van voor tot agter deur gelees. So dit was nie net kort stukkies nie, dis die hele verloop van hulle. As jy, ek wil baie probeer hoor, ek het destyds gehoor binnelanders is nice. Nou toe sommer hier in die middel van die week een episode gekyk. Ek weet nie wat voorop gebeur het nie, ek weet nie wat na dit gebeur het nie. Ek het een episode gekyk en toe is ek klaar. Want dit was vir my verveel, dit het nie sin gemaak nie. So werk ek met die Bybel ook, en dit is wat so lekker is, ek is nog steeds bly Pieter in my oortuig dat ons Bybelboeke bietjie deurwerk, want dit maak net soveel meer sin as mens verstaan hoe die hele boek van 'n Bybel werk. Ons het nou die eerste kwartaal, die eerste 4 hoofstukke van Romeine deurgewerk. Baie belangrik. Die gemeente in Rome bestaan uit Grieke, of kom ons sê nie Jode, Grieke en Romeine, en Jode. Elke mens het sê so idee, ek is beter as die ander. Kyk, die Here is liewer vir my, ek is nie 'n Jood, maar die Jode het vir Jesus gekruisig, so Jesus is liewer vir my as vir hulle. Nee, sê Paulus, jy is 'n sondaar. Die Here is lief vir jou, maar nie liewer as vir ander nie. Die Jode het gesê, maar Jesus het as Jood gekom, so ons is op 'n trappie hoër as julle. Nee, sê Paulus, almal is sondaars. So daai eerste hoofstukke, die eerste 4 hoofstukke is om vir ons te oortuig dat niemand van ons, nie een van ons het regtig wat iets om op te roem. Ons het niks voor die Here. En nou begin hy hier in hoofstuk 5 om vir ons te vertel waaroor dit gaan, wat ons wel in Christus het. So ek gaan vra, ons gaan nie die hele video kyk, maar net so 5 minute daarvan, net om die prentjie van Romeine te kry. Paulus se brief aan die Romeine. Kyk na die eerste video waar ons verken het wie Paulus was en waarom hy hierdie brief geskryf het, en waar ons die kernidees van hoofstukke 1 tot 4 uiteensit. Dat die hele mensdom hopeloos vasgevang is in sonde en gered moet word. Dat hierdie redding nie gaan gebeur deurdat mense die wette van die Torah probeer gehoorsaam nie. Dis eerder God se regverdige karakter wat gemaak het dat hy die wêreld red deur die dood en opstanding van Jesus, sodat hy 'n geloofgebaseerde multi-etniese familie van Abraham as sy mense kon skep. Nou in die oorblywende 3 bewegings van die brief aan die Romeine gaan Paulus hierdie idees selfs meer ontwikkel. So onthou Paulus se uiteensetting van regverdiging deur geloof, dat as mense vertrou dat Jesus se dood en opstanding vir hulle was, ontvang hulle 'n nuwe status. Hulle is reg met God, hulle word in 'n nuwe familie geplaas, die verbondsmense van Abraham, en hulle ontvang 'n nuwe toekoms, die hoop van 'n getransformeerde lewe. Nou wil Paulus ons wys hoe hierdie realiteit elke gedeelte van ons bestaan moet hervorm. Want om in hierdie familie te wees, beteken om deel te wees van 'n nuwe mensdom wat God skep deur Jesus en die Gees. So Paulus gaan terug na die eerste menslike karakter van die Bybelse verhaal, Adam. Sy naam beteken mensdom, en Adam, soos al die mense na hom, het sonde en selfsug gekies. En daarom moet almal God se oordeel in die gesig staar, want ons raak slawe onder die invloed van sonde, en dit het die dood tot gevolg. Maar dan kontrasteer Paulus Adam met Jesus, wie hy sê die nuwe Adam is, 'n mens wat in getroue gehoorsaamheid aan God geleef het, soos hy gewys het deur sy dade van opofferende liefde. En so offer Jesus sy lewe as geskenk op aan ander, sodat hulle voor God geregverdig kan word. En so staan Jesus as die hoof van die nuwe mensdom wat deur sy geskenk verander word, wat hom bring by hoofstuk 6. Paulus herinner hierdie Christene in Rome dat om te kies om Jesus te volg, beteken dat hulle ou Adam-tipe menswees moet verlaat en die nuwe Jesus-tipe menswees moet binnegaan. En hulle doop was 'n heilige simbool van daardie oorgang. Hulle ou menswees het saam met Jesus gesterf en hulle nuwe menswees is saam met hom uit die dood opgewek. So wanneer 'n mens op Jesus vertrou, raak jou lewe aan sy lewe verbind. Wat waar is van hom, is nou waar van hulle.
Dis wanneer mense hulle identiteit as Jesus-tipe mense aanvaar, dat hulle bevry word om die heelhartige mense te word, wat werklik God en hul naaste kan lief hê. Nou as die skep van hierdie nuwe mensdom altyd God se doel was, vra Paulus in hoofstuk 7, wat was dan die punt daarvan dat God aan Israel die wet, of in Hebreëus die Torah gegee het? Nou kantaaanttekening, as Paulus hierdie woord wet gebruik, bedoel hy soms die storielyn en boodskap van die eerste 5 boeke van die Bybel. Maar ander kere verwys hy meer spesifiek na die honderde bevele wat deur Moses gegee is en in die Torah gevind word. Die tweede betekenis is waar Paulus hier fokus. Wat was die doel van al daardie bevele? Paulus sê dat die bevele van die Torah goed was. Hulle het God se wil gewys vir hoe Israel moes leef. Maar as jy die storielyn van die Torah lees, het Israel al daardie bevele verontagsaam. Hoe meer wette Israel ontvang het, hoe meer het hulle die sonde van Adam herhaal en gerebelleer. So selfs al het God sy mense spesifieke morele reëls gegee om te gehoorsaam, het dit nie die probleem van die sondige menslike hart herstel nie. En so vreemd genoeg maak hierdie reëls Israel selfs meer sondig. Maar, sê Paulus, hierdie vreemdheid is juis die punt. God se doel was om dit kristalhelder te maak, dat dit boosheid is wat die menslike hart gekaap het. En dat die Torah, al was dit goed, niks daarin kon doen nie. Maar Paulus sê in hoofstuk 8, die oplossing het gekom in Jesus en die Gees. En dit is hoe dit werk. Die wette van die Torah het as 'n vergrootglas gedien. Dit het die probleem van die menslike toestand op een plek gefokus, naamlik die mense van Israel. Maar nou het Israel se verteenwoordiger, Jesus die Messias, betaal en afgereken met al daardie sondes deur sy dood en sy opstanding. En nou het Jesus sy Gees vrygestel aan hierdie nuwe familie om hulle harte te verander, sodat hulle werklik die oproep van die Torah se bevele kan vervul om God en hul naaste lief te hê. En daar's meer. God se vernuwing van mense is die eerste stap van sy groter missie om die hele skepping te red en te vernuwe. En dit 'n plek te maak waar sy liefde die laaste woord spreek. Nou kan julle hier sien hoe hoofstukke 1 tot 8 een lang vloei van gedagte is. My idee is dat ons nou hierdie, sê maar kwartaal, by hoofstuk 5 tot 8 stil staan en dan kan ons later verder gaan. As ek hierdie kyk, dit lyk of dit so maklik is. En dan moet ek 'n preek uitvat, dan sê ek, dit is maklik, maar dit is baie moeilik. Wie van julle het hierdie week swaar kry beleef? Maar ek was by die tandarts. Dit is toch net interessant hoe swaar kry absoluut 'n mens se hele lewe oorheers. En in die tyd toe Paulus geskryf het, julle weet Paulus was nog glad nie in Rome nie, hy het geskryf vir die gemeente daar, en hy het geweet hoeveel probleme hulle het, hoeveel swaar kry hulle beleef het. Die Jode in Rome was nie welkom nie. Julle weet, dwars deur die geskiedenis was daar mense wat nie van die Jode gehou het nie. So die Jode in Rome het was swaar gekry. Nou het hierdie Jode vir Jesus Christus aangeneem, nou die ander Jode hulle ook verwerp. Net so die nie-Jode, die Grieke en die Romeine wat Christene geword het. Hulle familie het gesê, julle is die oorsaak van 'n klomp probleme, maar ons weet keiser Nero, dis nou baie interessant as jy nou in conspiracy theories glo, is dit nou 'n interessante storie. Hy wou nuwe bouwerke doen, maar daar was nie plek nie. Toe steek hy die stad aan die brand, laat die gebou afbrand, dat hy nuwe bouwerke kan oprig. Toe is die mense kwaad vir die brand. Toe sê hy, dis die Christene se skuld. Hy moes toe nog vinnig 'n sondebok kry, omdat hulle nie meer die ou gode dien nie, het die ou gode wraak geneem. Julle sien die mense het van oral af swaar kry geken. En ek dink dis die groot rede hoekom Paulus dan ook hierdie brief geskryf het, om vir die mense te help om swaar kry in perspektief te kry. Ons gaan van Romeine 5, die eerste 11 verse saam lees. Julle het nou gesien volgens hierdie video, dit gaan nou hier oor Adam en Jesus, maar net voordat ons daarby inkom, kom Paulus dan hier en hy het vir ons gesê, ons het niks om op te roep. Nie die Jode nie,
nie die Grieke nie. Niemand het iets om te roem nie, so nou gaan ons daar kom, waar ons rarig was en waarop kan ons roem. Ons het niks om op te roem nie die Jode nie, die Grieke nie die Boere nie die Engelse nie die Chinese nie, maar wat is daar waarop ons kan roem? Kom ons lees saam, Romeine 5 vers 1 tot 12. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet, verdrukking bewerkstellig volharding. En volharding lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou 'n mens daar nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde aan ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hoeveel te meer sal ons dan deur hom van die oordeel gered word, nou dat ons deur sy bloed geregverdig is. As ons toe ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Maar dit is nie al nie. Ons vind ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang. Ons lees tot so vers saam. Paulus begin hierdie gedeelte en hy wys vir ons die moontlikhede wat geloof vir ons oopmaak. Almal wat glo, mense wat glo, ja, jy is gered. Op 'n stadium, ek dink enige mense sê so, toe ek nou hier na skool was, alles gaan oor ek gaan eendag hemel toe, Maar hoe langer mense in die geloof leef, hoe meer besef jy maar, ja, die hemel is seker die cherry op die koek. Maar daar is soveel meer wat ons kry deur die geloof. En dis wat Paulus hier vir ons vertel. Wat het ons nie alles nie? Die eerste is dat ons geregverdig is. Kyk, toe ek op skool was, ek was lief vir die skole alles, maar ek het die skoolhoof gehaat, want hy het vir my te veel pak gegee. Jy is in 'n verhouding waar jy op 'n goeie plek is, maar jy is skugter vir die baas, want jy is nou nie die soetste kind op aarde. Ek sal nou nie enig in die hemel wil lewe met hierdie van, o Vader, ek wil altyd so lewe dat God nou nie my raak sien dat ek stout goed doen. Ek wil vrymoedigheid hê om met God te kan praat, met God te kan kommunikeer. Dit moet vir my lekker wees as God by my kom. Kyk nou maar net vir Adam en Eva. Dit was vir hulle so lekker toe die Here in die aand elke keer by hulle kom kuier het, totdat hulle sonde gedoen het, toe kry hulle weg. Die belangrike hier is, ons is geregverdig voor God. Wat beteken geregverdig? Dit beteken, God het vir my gesê, jy is aanvaarbaar by my, wie en wat jy ook al is. Ja, maar ek het in die verlede soveel verkeerde dinge gedoen. Ek was op dwelms, ek het gedrink, ek doen nou verkeerde goed. Die Here kom na jou toe en hy sê, Paulus het ons nou vir jou gesê, jy het niks om op te roem nie, so jy het regtig niks. Jy is nie beter as die ander persoon nie, jy is nie slegter as die ander persoon. Omdat jy niks het nie, en omdat God mense lief het, is jou verhouding met God reg. Moenie meer jou bekommer oor, is ek goed genoeg vir God, wat gaan die mense sê nie? Ja, die mense gaan wel baie goed sê, maar God gaan niks sê nie. Jy is geregverdig voor God, en daarom het ons nou vrede by die Here. Vrede beteken, in die Bybelse tyd, alles is in plek. In my verhouding met die Here is alles in plek. Dis lekker om dit te doen. Ek het op 'n stadium as spot ek so, familie van my, het familie wat in die Katolieke kerk is, dan gaan sy
kerk toe, dan sê, sy gaan seker weer mense verneek, sy gaan kerk toe ons lang vooraf te betaal vir haar sondes. Partykeer spot ek en dan sê ek moet nou lang bid, want ek gaan vandag ver ry en ek gaan baie taksies skel. Dis nie hoe dit werk nie. Dis 'n kwessie van, ek weet ek is 'n sondaar, ek weet, ek het hoeveel goeie voornemens, ek gaan nie doen wat God wil hê nie, ek gaan nie by God enige punte ophou. En God sê, dis reg, want jy kan nie aangeval punte ophou. Daardie ding van om te weet, ek is reg by God. Daarom sê Paulus het 'n stroetgang gekry tot die genade waarin ons vas staan. Ek is 'n sondaar, ek weet dit. Moet ek nou gaan wegkruip daaroor? Moet ek skaam wees daaroor? Nee. Want God het gesê, alles is reg. So nou, dit is vir my baie moeilik hierdie hele redenasie van Paulus in Romeine. Aan die een kant is jy niks, maar aan die ander kant is jy alles. In jouself is jy niks, maar deur God se genade is jy alles. Ons staan vas in die genade en ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Hoop, ons moderne idee van hoop is ek wens iets gaan gebeur. Hoop is soort van, daar is baie twyfel. In die Bybelse tyd was hoop, ek het geweet. Ek staan vas. Hoop is om verbind te wees aan God. Dit gaan nou dalk moeilik, maar ek weet ek is verbind aan God, daarom glo ek dat dinge beter sal wees. Die heerlikheid van God, ja, soos ek net gesê het, aan die een kant is ek niks, aan die ander kant is ek alles. Dis baie mooi woorde hier. Dis vreeslik mooi as dit met jou goed gaan en jy hoor hierdie woorde. Want die meeste van ons gaan deur baie swaar kry, die meeste van ons het probleme. En dis spesifiek hieroor wat Paulus nou vir ons sê, wat ons in Jesus het, en dan kom hy en dan sê hy maar, swaar kry. Is eintlik, weet jy of ek kan sê, 'n goeie ding. Maar kyk net 'n bietjie wat is voordele kan swaar kry inhou. Hy sê ons beroem ons ook op verdrukking. Nou praat hy presies die taal wat die mense in Rome gedoen het, die Christene. Hulle is so verdruk dat van hulle vermoor is. Van hulle is in die tronk gegooi. Paulus is in die tronk gegooi, om watter rede? Omdat hy 'n kind van die Here was, omdat hy die evangelie verkondig het, en ons weet hy is onder keiser Nero vermoor, toe Nero die Christene vermoor. Paulus skryf hier, ons beroem ons ook op die verdrukking. Hoekom? Omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. Dink 'n bietjie terug aan een van die moeilikste tye in die lewe. Het jy gedink jy gaan ooit daardeur? Vir my is dit baie maklik. Ek dink verseker die moeilikste tyd in my lewe was toe ons in Angola oorlog gemaak het. Ek sal dit nooit vergeet, die 18de Augustus is ek in en ek het die 6de November uitgekom, 3 keer kon ek daarna gepad het in modderwater, tussen krokodille en alles. Dit is my gevoel, dit gaan nooit tot 'n einde kom. Hoeveel aande het ek nie geleef en gesê, Here, maar dit kan nie, 'n mens kan nie so lewe. En dan gaan dit nog vir 'n week, en dan gaan dit nog vir 'n maand. En die goeie daarvan is, as ek nou terugdink daaraan, dan dink ek, as ek dit kon oorleef, dan ek enige iets oorleef. Jy dink aan probleme wat voor lê. Jy dink aan operasies wat voor lê. Jy dink aan 'n werksverandering wat voor lê. En jy dink terug aan toe jy laas swaar gekry. Ek het staande gebly want die Here het my gedra. En dis hoekom Paulus sê verdrukking kweek volharding. En volharding lei tot betroubaarheid. Volharding lei tot betroubaarheid. As ek hulp nodig het, vir wie gaan ek hulp vra? Ek ken mense wat al swaar kry geken het. Hulle is die mense wat jou kan help. Volharding kweek betroubaarheid, met ander woorde, ek wil ook sê dit stroop jou van alle eilelde. Dit stroop vir jou dat jou ware mens wees na vore kom. Dit is my baie saak geskied dat ek so vas by die weermag. Maar toe ek my diensplig gedoen het, ons basies gedoen het,
Daar was iemand wat, ek kan nou nie sy naam sê nie, want hy is 'n groot ou in die kerk. Ek het niks van hom gehou. Weet jy hoekom? Nee, ek weet hoekom. Wat gaan ek te sê? Ek het niks van hom gehou nie, maar weet julle, toe ons diensplig gedoen het, ons die basies gedoen het, het ek gesien, maar hy is iemand op wie jy kan pyl. Hy is iemand wat jou help as jy probleme het. Toe dit goed gegaan het met ons, het ek hom heeltemal verkeerd gelees. Ek het gedink, hy is hierdie windgat, selfgerigte mens, en ek het besef, joh, hy is eintlik 'n baie besonderse mens. En van my vriende, as ek hulp nodig gehad het, nou kom die inspeksie en ons moet nou skoonmaak, sê ek, help gou, nee, ek is klaar met myne. Probleme, swaar maak dat jy mense se ware klere sien. En die interessante is, ek moet vir julle sê, in swaar kry het mense meer weer lief kry, as in goeie tyd. Want dan besef jy hoeveel goed is daar in mense. Mense wat bereid is om te help. Ag, een Sondagoggend was ons hond, nee, hy sit op die groep, dat die hond weg is. Dit het gemaak dat ek van my bure leer ken, dit het gemaak dat ek 'n klomp mense in die gemeenskap leer ken. 'n Probleem maak dat jy besef, ek is nie aangewese op myself nie, ek kan uitreik na ander mense kan help. Verdrukking bewerkstellig volharding en dit lei tot betroubaarheid en betroubaarheid tot hoop. Betroubaarheid hoop, dit bind my vas aan, ek is nie hooploos nie, dit bind my vas aan mense en aan God. En dan sê hy die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. As al hierdie goedjies vreeslik mooi klink, ek is so lekker in die kerk, ek kan al hierdie mooi goedjies sê in julle woorde, maar môre as die werklikheid jou tref, as die probleme jou in die gesig staan, wat het ek dan? Ek het die Heilige Gees wat my oortuig, hierdie woorde is nie lewe woorde. Dis hoekom dit so lekker is om te weet, ek is gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan saam met my, en as ek my voel, God se liefde, kan ek regtig daarop staan maak, dan is die Heilige Gees die een wat my oortuig daarvan. Dan kom die Bybel, en hy vertel vir ons, hoekom dit moontlik is. Dit is alles moontlik deur Jesus se sterwe en opstanding. In vers 6 lees ons, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Hierdie is 'n mondvol. Toe ek daar was waar ek niks van myself kon gedoen het Jesus op die regte tyd. Hoekom die regte tyd? Ek weet nie. God het die tyd bepaal, Jesus het gesterf toe hy gesterf het. En as 'n mens kyk na die wêreldgeskiedenis, dan lyk dit tog asof daardie tyd, dit was so in jaar 36 na Christus, dat absoluut alles was reg vir die Jode, want hulle geskiedenis het tot 'n einde gekom na Jesus. Die tempel is vernietig, Jesus is die nuwe tempel, Jesus, die gemeente is as liggaam van Christus, is die tempel van God daarna. So, dit was die regte tyd met Paulus en die paaie wat daar was, die feit dat Paulus Romeinse burger was, het wêrelde oopgemaak, so op 'n manier was dit die regte tyd, maar die belangrike is, ons as mense was magteloos, en toe Jesus vir goddeloses gesterf. Goddeloses vir sondaars. Nou sê hy hier, mense nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Okay, dalk sal jy vir 'n goeie persoon sterf. Jy sien baie keer flieks van een of ander ramp waar die pa vir sy kind vir iemand gee en die pa offer homself op, hy sterf sodat sy kind kan leef. Maar vir 'n slegte mens, vir my vyand, wie sal dit doen? Paulus sê, dis wat God gedoen het. Dis wat Jesus gedoen het, want toe ons onsself nie kon help het hy 'n plan gemaak. Kan ek myself nou help? Ja, kan. In alle opsigte kan ek myself nou help, want ek het die Heilige Gees in my. Maar in daai tyd, Jode, Grieke, Romeine, almal het gesit met gode wat hulle teleurgestel het, as ek dit so kan stel. Die Jode het gevra, waar is God? Hoekom is die Romeine so teen ons? Hulle het 'n Messias verwag
wat hulle polities weer mag sou gee, hulle het dit nie gekry nie. Die Grieke en die Romeinse gode, jy kon nie op hulle pyl trek nie, dit hang af of Zeus met Hera baklei, dan sê hulle slegte binne op ons kon 100 weerligstrale rond en dan gaan dit sleg met die mense. Die mense was magteloos en toe Jesus besluit om vir sy vyand te sterf. As 'n baie mooi storie van die Eerste Wêreldoorlog. Dit was hier in 1915 se kant die Britte en die Duitsers het oorlog gemaak en dan so tussen die twee het ons 'n loopgrawe gesit. Tussen die twee is in niemands land in 'n gat wat 'n bom gemaak het, het 'n Britse soldaat gelê. Hier is die Britte, hier is die Duitsers en hier in die middel lê hierdie soldaat. Hy's gewond, hy kan nie uitkom nie. En almal het sy kreë te gehoor. Water, water. Hy lê daar in die son. Hy's gewond en hy's besig om dood te gaan van die dors. Die Britte kan nie vir hulle eie man water vat nie, want dan gaan die Duitsers hulle skiet almal in die loopgrawe. Wat gebeur toe? Toe hulle dit later nie meer kon hou, het 'n Duitser opgestaan en hy het 'n bottel met water gevul. En toe die Duitser opstaan, toe sê Engelse reg om hom te skiet, want hy is ons 'n vyand. Maar wat doen hy? Hy stap met daardie bottel water met die soldate wat gewond is. Hy het sy lewe op die spel geplaas om sy vyand te help. Dis die idee wat ons hier kry. Ons was vyande van God, maar Christus was bereid om te sterf vir ons. Nou as Jesus gesterf het, en as Jesus se sterwe vir ons soveel beteken, sê Paulus, kan julle dink wat sy opstanding beteken. Jesus se opstanding wat sin gee aan die feit dat hy gesterf het. So hier is ek en jy. Ons is verlos deur die lewe van Jesus. Ons is versoen met God. En nou sê Paulus, as jy iets wil hê om oor te spot, iets om op te roep, hierop kan jy. In myself, in dit wat ek reg kry, en dit wat ek al kon bereik het, dis tydelike goed. Maar dit wat God vir ons in Jesus gegee het, die lewe, die ware lewe, die ewige lewe, hier, nou en vir altyd. Dis die ding waarop ek kan roep. So by al die slegte dinge wat ons in die eerste 4 hoofstukke van Romeine vir ons gesê dat ons moet besef, ek het niks in myself om op te doen. Maar God gee vir my die heerlikheid wat net deur Jesus Christus se dood en opstanding beskikbaar is. So ek gaan nou hier vanaf uit. Ons gaan lekker Moedersdag vier. Kan ek Moedersdag vier? Natuurlik. Ek gaan heerlik Moedersdag vier want ek het soveel om op te doen. Ek is 'n kind van die Here. En môre gaan ek werk toe, sien ek uit na die werk? Nee, daar's probleme. Maar ek kan roem op die feit dat die Heilige Gees in my is, dat hy my gaan help. Ek het probleme in die familie, gaan dit my onderkry? Nee. Daai probleme maak my sterk. En in die probleme kan ek roem in Jesus Christus. Romeine is 'n moeilike boek wat eintlik so maklik is. Want Paulus kom en sê vir ons het rede om in lewe en in